ons combi lewe. Ons huis op wiele. Die see roep ons hartse spele. Van 'n lange baan tot Mosselbaai is somer, dis vry. Dis ons allebei. Hallo daar. Goeiedag. Poplop is ook hallo. Soos bietjie moody lyk dit vir my. Ek kan nie regtig sê. Maar anyway, ons welkom by die week se uitsending van Tas op Wiele. Baie welkom. Ons gaan dit kort en kragtig hou die intro. Ons wil net vir al die mense dankie sê. Ons het 'n verskriklike goeie week vir die Engine Fonds gehad. Ek wil net gou alles vir die volgende mense baie dankie sê. Johan Wiesner en Ferdi Barnard het albei ons volle album en 'n Villa Bederfie gekoop. Hulle geldjie is reguit in die Engine Fonds in. Yes, ons sit dit weer hier. Yes, dan Daar. Dan het Dio en Tielman, hulle het ons top 10 gekoop, 'n liedjie laat skryf. Ek gaan ook 'n mooi comment, hulle is baie gelukkig met die liedjie vir julle hier onder insit en ook 2 Villa Bederfies. Villa is bederf. Dio Tielman, baie dankie. Ek gaan vir julle 'n stukkie bierolie insit. Villa sy was nie so oulik soos laasweekie, want ek dink sy raak te bederf nou. Kan wees. Dan wil ons 'n verskriklike groot dankie sê aan Ralf en Corneille Beyers. Dankie Ralf, dankie Corneille. Hulle het deur ons Jouko donasie link het hulle vir ons 'n R1000 donasie gegee vir die Engine Fonds. Ongelooflik. Kyk hoe groei hy. Yes, kyk ons gaan vir julle daar wys. Dan Stephanie Nicol het 'n Tas op wiele, dis 'n nuwe stiker, 'n Tas op wiele stiker gekoop en sy het 'n R200 donasie gemaak aan ons Engine Fonds waarvoor ons verskriklik dankbaar is. Dankie Stephanie, ons waardeer dit regtig vir baie. julle. Dan het ons Anoniem wat 'n liedjie hy wil dit laat skryf vir 'n geliefde. So ons mag nog nie die naam noem nie. Nee, en dan hy het ook weer 'n Villa Bederfie gekoop, so die ding is stikkend bederf. Totaal en al, afgrond in. Dan Elise en Kobus van Bean Spoiled Coffee. Beste koffie wat daar is. Net so, hulle het ook 'n liedjie laat skryf by Tas op Wiele. Dis ook Engine Fonds toe. Ons waardeer dit, julle baie dankie. En dan ons het ook geldjie in die Engine Fonds laasweek gesit. Ons het 'n paar bestellings gekry, tuine. Ons het tuine gedoen. 'n paar goedjies verkoop. Ek kan nie nou op die spaar dit uitwerk nie, maar ek sal dit vir julle bysit. Want dan kom ons op 'n mooi totaal neer. Ek wil net vir almal bitter baie dankie sê vir julle ondersteuning. Ons sal dit nie sonder julle kan doen nie. Ja. Kyk hoe mooi het die Engine Fonds in 1 week gegroei as gevolg van julle ondersteuning. Julle is amazing. Kombinasiers. Yes, en nou gaan ons julle vat met watse goedertjies ons ook al besig was hierdie week. Hier kom dit. Bye. Julle kyk hier. Al vandat ons die kombi teruggekry het en die matras weer aangesit het, né? As ons 'n villa soek. Hulle villa hier die kombi. Kyk hoe lyk sy. Ons gaan amper weer kamp, ja. Ons gaan, papa beloof. Julle kyk hoe. Ja, dis haar ding nou. Kyk, sy's ook nie 'n oggenddottie. Sy lyk altyd so 'n bietjie moody in die oggend. Dis asof sy skimp. Ja. So wat jy met ons villa gee? Wat dink jy? Men hier's nou so baie snacks. Dink ek hy tip in die taxi. Villa. Villa, kyk die kombinasie bederf, julle is ongelooflik. Villa is absoluut net, ja, daar tap sy weer. Ek weet Villa hier, kom Kom ons gee vir haar hierdie marrow bones. Marrow bones snacks. Ek gaan Paw Patrol op die pakkie. Ja, Villa was nie baie samewerkend vandag nie, maar ek kan sê, tap op papa. Maar Nico gaan gou vir julle wys hoe papegaai O ja, is. papegaai is 'n nuwe ding wat sy doen. Kom papegaaitjie, kom sit 'n papegaai. Ek doen dit sodat ek soene kan steel. Right, ons vat julle weer 'n bietjie verder. Waartoe gaan ons nou? Huis toe. Ons wag vir Benny Volmer. Hy kom sê hallo vir ons vandag. Hoe awesome is dit? It's amazing. It's amazing. En môre? Môre, voor ons by môre kom Okay. Wessels het 'n koffiedייט met ons gemaak vir môre. Julle is die beste kombinasie in die wêreld.
Benny bring sy bussie of sy een motortjie na Louis by Nisno Motors. Ja, so, amazing is hoe dit. cool is dit? Die feit dat julle die mense ondersteun wat ons ondersteun, dit beteken die wêreld vir ons. So, ja, dis baie exciting. Baie cool. Kom, loppies af. Okay, ek het genoeg gebabbel, sien julle later. Ek gaan vir haar nog een gee. Julle, dis so 'n hond lyk, 'n gelukkige hond lyk. Nadat ons gery het, ons noem dit vroemies. Ja, vroemies, Villa. Ja, nadat ons gevroemies het. En snacks. Sy was al by 'n gunsteling vetshop in. En al die snackies wat geëet het, daai ou pensie is nou vol, pappa, nee. Ja. So, nou gaan hy 'n lekker langetjie kap. Julle, ons is so bederf. Benny Volmer van die strand het vir ons in die Parel kom kuier. Hoe awesome is dit? Benny sê hallo vir die mense daar op YouTube. Goeiemiddag almal. Dit is so lekker om by hierdie mense te kom kuier. Ja, ek het so 'n lieflike en ek het vir Villa ook ontmoet. Ja, Villa is mal oor Benny. Benny het honde en Villa het hom omtrent besniffel. Ja, nee, baie lekker. En ek wil net vir julle wys, Benny het 'n ongelooflike mooi bussie. Julle kyk hier. Kyk hierdie bussie. Dit is 'n Opel, is 'n Vivario, né? Yes. Vivario en Benny gaan ook die vanlife ding doen saam met al ons vanlifers en kampliefhebbers. Benny, baie dankie dat jy vir ons kom hallo sê het. En soos julle weet, Benny was die liggies in Skilpad, nou noem ons die Bennies, want dit was Benny se donasie aan Tas op Wiele, so ons is baie dankbaar en ons hoop, ons sien jou gou, ons gaan weer kom kuier in die strand en laat jy... Definitief, Ja, en jy moet veilig terugry. Baie dankie wat. Dit was lekker. Hoe toets jy 'n ou kombi T3 1990 model waar hulle die speedometer kabel afgesny het soos daai om te kyk of die speedometer werk voor jy 'n nuwe kabel koop? Jy vra jou vrou om die boor vas te hou. Jy sit hom in reverse. Right, go. Yes, man. Die kom. Ons is op 'n 100. As 'n 120 raak stadig. Woohoo. Okay, stop. Ja, en daar het julle dit. Dis hoe jy dit doen. Goeiemôre kombinasie. Dis Saterdagoggend. Dis 'n crispy wintersoggend. So 'n bietjie die gras is wit. Ja, ek kyk hoe lyk die venster. Alles is opgewasem. Ek en Nico het gou 'n tuinvullis, bouvullis. Daar's 'n bietjie bourommel by jou. Ja, 'n werkie, Villa. Maar ons is dankbaar. Ja, baie. Ek het een vroeër die week ook gedoen. Ja. En Villa is by skoonma. Sy lê al elke oggend vir die laaste week net in die kombi. Sy kry al lesse in die kombi. Ek moet elke oggend haar kos vir haar gaan gee. Ja, sy eet nou in die kombi soggens. Ja. So sy vanlife in die garage big time. So ons gaan gou 'n bietjie diesel ingooi. Die bakkie en dan gaan ons vir julle 'n bietjie wys wat se werk ons doen. Sien ons julle later. Bye. Bye. Julle kyk daai ongelooflike arend. Weet jy hoe min sien jy dit hier? Ek wens eintlik hy wil 'n bietjie die kant toe kyk. Hy is huge. Kyk hy om. Ja, dit is stunning. Hulle ek het julle aan bokant sien nie, daar's die taalmonument. Ons ry jare al hier mountainbike en daar's baie van hulle wat nes maak daar in die bome. So hy kom obviously daar uit. So ja, ek wou net daai met julle deel. Dis stunning. Julle, ek was hier op Laerskool Kortrijk. Kyk. Hierdie was 'n lekker skool. En dan het ons elke jaar hier opgestap vir om te leer oor die natuur. En dinge, en voortrekkers, daai tipe vibes. En hulle het eenmal 'n jaar hier Kersspel, het ons die Kersspel gehou by die Taalmonument. En daar's 'n chommy saam met my, Jaco Vol, ek sal nooit vergeet hierheen. Hy was 'n wyse man in die een Kersspel ding en toe sa 'n donkie, 'n regte donkie in die stal waar Jesus moes nou in die krib lê en die donkie halfpad deur die opvoering raak die donkie raak moeilik, jy weet, hy begin 'n bietjie rond te staan en Jaco kry nie die donkie onder beheer en hy skop die krib om. En almal is wow, nee, en daar's hierdie pop in wat obviously nou vir Jesus represent. En dit was nogal
Obviously kinders weet mos nou nie, ons lag oor die donkie en ons is so in die moeilikheid want hulle dog toe ons lag om met die krib omval. Meanwhile lag ons oor die donkie, maar ja, ek sal dit nooit vergeet nie. Ons is byna doodgemaak oor die donkie. Ek deel net daai donkie storie. Ja, dit het regtig gebeur. Anyway, julle, ons is hier naby die kliënt se huis, so laat ek gou die kamera afsit en dan laat ek nou nie verby die huis ry nie. Werk, werk, werk vir die kombi. 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 Hallo kombinasie. Die kombi-kaptein gee vir die eerste keer stuurwiel af. Julle Misha gaan vir die eerste keer kombi ry. Ons het haar beloof as die clutch reg is en as die gear linkage reg is en die shifting smooth en daai is die oomblik van waarheid. Kom ons kyk hoe sy vaar. Kan jy my alleen los in die ding? Ja, ek maak video dat die kombinasie kan sien. Klats in. Ja, dit obviously. Julle, hier gaat sy. Sy. Hoe voel het? Is lekker groot, ne? Poploppies, is jy alright, julle? Kijk, Vilas, is jy help my papa? Wat nou van my? Ja, wyd uit. Wyd om 'n ding. Julle, ek dink sy doen alright. Gaan tweede toe, tweede raak. Ja, awesome. Ja, dit is 'n stunning lekker Sondagmiddag 1uur op Patriotplein. Hierdie was altyd 'n rugbyveld 30 jaar terug. En dit was laerskool gimnasium se rugbyveld. En my ouma het daar gebly in Atlanta woonstel. Ek sal dit nooit vergeet nie. En my oupa het my altyd gebring kom speel. Ja, al druk sy die toeter vir julle. Ja, sy doen alright. Kom ons los haar, laat sy dit geniet. Ja, en my ouma het daar, soos ek sê, daar gewoon. En hier was hierdie ou fantastiese huis. En die skollies het hom later aan afgebreek en al weggedra. En ja, die persoon aan wie dit behoorde het dit toegelaat. Het was eintlik so half hy daai monumentstatus gehad soos hier in die Boland of in die Parel. Ek seker is so op elke dorpie is al baie ou huise en dan kry hulle hierdie monument plek of hulle soos 'n plaatjie. The Heritage Foundation dink ek noem hulle dit. En jy mag nie die look verander of iets om die huis bou nie. En omdat hy nooit die huis kon onderhou en dit actually net wou ontslaa raak van die erf, het hy laat die skollies dit afbreek oor tyd. En ek dink daar was 'n hofsaak daaroor en als, maar hulle kon regtig niks aan hom doen nie. En ja, dis die storie. Kom ons hoor hoe gaan dit hierso. Kom ons hoor. En wat dink jy? Hy is actually lekker. Ja, hy sê lekker. Soek jy lift? Ja, wag. Kom ons klim in. Kom ons klim in. Kom ons klim 'n bietjie in. Vila, hoe gaan dit hier? So ja, julle, dis vir die eerste keer ry ek saam in die bus. Dis weird. Vila, is jy alright? Kom ons kyk wat vang jou ma aan. Daai is eerste nou, né? Ja, links en dan heel bo. Nee, ons gaan nou deur die bus gaan. Sê gou vir my. As hy, Agatons. So ek kry nou maar oor Compensate. Dan gaan ek. Ja, daar sê jy ry mooi. Ja, hou hom net so half eers verby iets, anders skraap jy hom. Die ligter op die petrol, bietjie ligter op. So, om
omdat in hierdie ou kombies jy op die voorwiele sit, kom die body van die kar nog agterna en dan mense skraap hulle maklik links of regs agter voor die agterwiele, want hulle draai te skerp om goedjies. Ry 'n bietjie deur hierdie goed. Dan Bietjie te laat. nee. Kyk, kry maar net so gevoel vir hoe sy draai en dan ek Michelle sê dis wat sy al pa die heel eerste keer gebring het om Yes, ek het hier leer bestuur met pa. Ek het so gatvol geraak. My pa het my heen en weer. Is papa, as jy kyk, ek weet nie of jy onthou nie, ja, klatskontrol, heen en weer. Ek was al na die tyd so moeg van die, maar vandag het ek al raai klatskontrol. Ek dink ek doen nou. Ek dink waar ons daai kar gaan. Kom ons draai 'n slag weer hier in hè. ek dink sy doen great. So ja, lekker. Okay, nee, dis nie so. Ek het so gestres gewees nou nie. Ons wou vandag vir julle graag daarna 'n koffieplek gevat het buite op die oop pad, op pad Hermon toe. Dis baie mooi daar. Maar dit lyk of dit gaan reën, so miskien môre vat ons vir julle vir 'n maandag koffie. Miskien ja. Miskien net vir die laat daai groen, daai canola lande eers soos mooi in die son skyn en julle sal dit waardeer. In elk geval ek babbel. Ja, okay. Ja, Michelle ry kombi. Sal ry lekker verskilpad. Vila voel ook half, dis weird want papa sit gewoonlik Ja, daar. as papa as kombi kaptein. Lekker vila, nou kan ek en jy gaan lê en slaap op die lang pad as mamma ry. Ja, luister, ek gaan nou weer daar stap, ek kan jy oorklim. Ek is nog nie reg om in die fisiese verkeer te ry nie. Ja, dit Ek sal cool. oefen. Ja, nou het jy daar maar 'n gevoel Ja, vir weet ek daarom moet hom lekker ver gooi en kry jy daai idee wat ek jou vertel van die pedal, kan Ja. jy die accelerator. Ja. Ja. So ek gaan nou so. Maar sê, kry jy gevoel vir die remme ook. Hulle is op ons hart, hoor. Ja, Hulle dit ek nou sê. Ja. En het ek in die sol ontmoet, wys vir die nag. Dis die naguil. Hoe ironies is dit dat die plek se naam Naguil is? Hulle was na ons. Ek het Natal begin. Toe was dit die Die kelder. Ja, dit was die kelder waar ek en hy ontmoet het en laat ek nou my storie reg kry. Dis die kelder waar ons ontmoet het. Toe begin ek Natal in 2021. Korrek. En nou so 'n jaar of 2 terug het die Naguil oopgemaak daar waar ons ontmoet het. Vertel vir hulle partymal nou nog, gaan bel daar iemand vir 'n boeking. Ja, dan vra iemand het ons 'n tafel vir hulle. Dan sê ek, wat 'n tafel? En dan soek hulle obviously die naguil. Ja. So ja, hier sit die night owl, maar ja, dis nogals dis nice hoe dit uitgedraai het. Nico stuur die wiel, Michelle vind rus. Met vele aan boord word ons siel gesus. Die horizon roep, die vryheid is oop. Op die lewe se pad is dit ons hoop. Kombi water raas, 'n harde gedreun oor elke bolt waar die engine steen. Ja, tog ons gaan 'n bietjie op Taalmonument toe. Ek dink nie ons gaan ingaan vandag nie, maar ek wys julle die pad. Ons het hier naby groot geword, so ons het baie BMX gery hier in die vroeë 80s en met ons grafies, wel jy steel jou pa se graaf, dan kom bou jy paadjies en jy sny takke af en bou bruggies en ons het nooit geweet dat mountainbike ry in die vroeë 80s gaan 'n ding, dis 'n ding nie. En vandag is dit so 'n commercialized joke van 'n duur sport, maar ons het met ons BMX'e in hierdie bos kom ry en vandag is hierdie mooiste downhill paaie in Swaan en ons het van hierdie goed al gegrawe in die 80s. It's amazing om dit te dink. Ja, vandag is dit soos by alles in die wêreld ge-commercialized. Maar ja, as jy nou kyk na regs, dan gaan ons die Parel lekker van bo af kan sien. Ons gaan verby die amfitheater gaan. So ons het altyd lekker vroeg, ek kan onthou in die 90 so kon jy nog opkom Taalmonument toe, dit was oop. Jy kon verniet ingaan en in die aande as ons nie geweet het wat om te doen nie, dan kom hou ons piknik by die Taalmonument, dan sit ons op die graswalle en kyk na die Kaapse liggies. So daar sal julle hom nou sien, daar kom ons nou
damme waar ons as laities vis gevang het. Ja, hierdie is ek weet nie of baie mense dit ken actually, Taalmonumente Parel. Ja, dis Maar historiese, ek weet nie hoe noem jy dit, monument. ja, monument. Ja. Dink is in 1976 gebou het hulle begin. Mens kan obviously hierdie inligting vandag op Google kry of AI. Maar ja, dit was vir ons niks om op te kom met die fietse, net 'n sakkie te pak, 'n piknik te kom hou nie. Dis lekker, ja. Maar vandag moet jy betaal. Vandag moet jy net betaal. Gee net jou geld. Gee net geld. Taalmonumente te koop. Ja. Dis is hoekom? Die hartse kompas wys altyd waarheen, saam op die pad, nooit weer alleen. En das op wiele, ons vryheid gevind, waar die kuslyn begin. En die pad ons bind. So daaronder kan julle die een dam sien as ek dit nou net hoor lig. Ek gaan probeer lig hou hier by die kar uit. Ek kan nie aan my kant, hier by die ry. Ja, maar hier oral is wandelpaaie as jy opgaan en dan kan jy na die voortrekker, wat hulle die ou voortrekkerkamp genoem het. Ons sal julle eendag daarin hike miskien, want ek dink nie Villa mag soontoe gaan nie. Maar hier's oral mountainbike paadjies en jy kan lekker mountainbike ry hier. Hier's baie hiking paadjies ook, maar jy moet in 'n groep kom, hoor. Die mense word aangeval as jy alleen in 'n berg. Ja, So wees altyd veilig, moenie alleen hierdie goed kom stap nie. dit was 100% veilig back in the day. Dis nog steeds relatief veilig. Maar vandag daar was al voorvalle, so ek kan nie meer, maar dis beautiful. Ja. Maar ja, kom in 'n groep, bring die mountainbikes, of as julle stap, is die mooiste plekke. En die voortrekkers het hulle name geverf op die rotse daarbo. En hulle het altyd hulle tente daar opgeslaan met Kersfees, en dis hoekom hulle die Kersfeeskamp noem. Maar ja, ek moet julle invat daar, julle sal dit love. En dan julle kan sien daarvoor wind die pad aan. En dan ons is naby die Victoria Dam, jy kan om hom ook hike, hier gaan die een paadjie in. Daarso is grotte en alles daar agter in die kloof. Jy geweet ek het nog nooit 'n hike in die Parelberg gedoen en ek bly al 23 jaar hier. Maar dis my skuld, dan is ek 'n swak man. Ja man. Ek moet jou breek, maar ja, ons sal dit tog doen. Ek dink as jy groot geword in 'n area, dan besef jy nie hoe bevoorreg jy was nie. Vir ons is al hierdie goed normaal. Ek meen, kyk gou hier. Kyk klowe, hier's oral wandelpaaie op tot by die rotse en dan die Kersfeeskamp lê aan daai kant bo agter die kop. En het ons net kom visvang altyd, tilapia en bluegills. En daar was die opsigter se huisie, hy het in 'n bergbrand so 'n paar jaar terug afgebrand as ek reg onthou. Mooi so. Maar ja, hier is hulle by die dam. En die skoonste bergwater. Daar's 2 groot damme bo op die berghoek. En as hulle vol raak, dan voer hulle die water oor na hierdie dam toe. En dan die dorp kry baie van sy water hier. Hierso was altyd die opsigter se huisie, natuurbewaring. Of nee, ek jok, dit was die munisipale ou het hier gebly. Kan nie presies meer sy doel onthou of sy funksie nie. Maar ja, en dan so gaan ons aan. Ek wys julle 'n bietjie die Parel van hierdie kant af. Die sleutel draai, die enjin sing. Die oop pad sal die vryheid bring. Ver van ligte, ver van mure. Ons volg die ster. Ons eie. Okay, nou ja, julle, hierdie is die baie bekende parelrotse wat so glinster. Nou baie keer as hy so geblink het, nou ja, obviously, julle ken die storie toe Abraham Gabema hier aankom van die Kaap af in 16, ek het dit, iets soos 68 of iets toe. Hy nou uitkom en hy sien hierdie klippe blink. Dis hoe die Parel sy naam gekry het. Maar hier is ons nou onder daai rots, so nou gaan julle alweer net takke en bome sien. Maar ja, dis maar net as die water op 'n sekere angle teen hulle afloop, dan sê hulle altyd daar kom reën op 'n sonskyn dag, soos die vog opbou van die nag na die oggendson. Maar in elk geval, ja, daar het julle so 'n bietjie van daai storie. Reisiger van siel en stof, die heelal sing sy eie lof. Vrye gees op die wye pad, die hele
hele wêreld in ons hart. Reisiger, reisiger. Hier is waar as jy nou lus is vir 'n lekker braai. Kyk daai negatiewe teken. Kyk daai negatiewe teken. Baie verkeerd. As jy nou lus is vir 'n lekker braaitjie, ek en Nico het al baie in die verlede nou lank terug obviously. Dan kom braai jy nou lekker hier in Parelberg. Hulle het badkamers, die badkamers is lekker skoon. Hulle hou altyd hierdie area baie netjies en baie skoon. So kinders geniet dit, families geniet dit. So ja, tog ons wys julle net. Reisiger van siel en stof, die heelal sing sy eie lof. Vrye gees op die wye pad, die hele wêreld in ons hart. Reisiger, reisiger. Spot julle al die mooi kombi? Wie se kombi is mooier julle? Hierdie is 'n Syncro nee. Ja. Hierdie is 'n Syncro. Ons sien hom baie hier staan. Pop loppietjies. Nou ja, julle kyk hierdie kombi. Hierdie is 'n Syncro. Mooi kleur. Ja, is 'n mooi kleur. Ek en Michelle sien hom altyd in die Parel. En dis die tweede keer dat hy hier by Jackson en Black staan, maar ek dink hy lyk heel smart. Anyway, ek hoop hierdie ou kom slaan my moet ek video maak van sy bus nie. Ja. Maar ja, ons rek gaan Poppeloppie se bene. So ons het lekker vir julle nou gevat tot agter daai rotse om. Een of ander tyd in die toekoms sal ek julle FM toring toe vat. Julle sal nie glo hoe hoog daai toring is nie. So ons het van die Taalmonument af die bergpaadjie langs 'n kronkel en toe het ons hier deur die kloofie afgekom. En dan hierdie restaurants geweldig gewild. As julle ooit in die Parel kom, dis stunning hier, hoor. Hulle het geskuif van die Minnedorp af hiernatoe en dit is 'n baie goeie skuif want hier's baie parkering, hier's lekker springnette en plek vir die kinders. So ja, as julle kiddies het en so aan, hier's 'n baie veilige area vir hulle. Môre julle. Hoep. Oh. Ons het nog 'n pakkie gekry. Iemand het nie iemand nie. Mark en Ria van Pretoria het vir ons 'n pakkie vir Skilpad gestuur. Ons is so psyched nou. Dat ek net gou vir Vila oopmaak want Vila kom. Hierso, kom, en sy huil tog so. Hulle het vir ons 'n pakkie gestuur en Courier Guy het ons nou net laat weet dit het gekom. Dankie Courier Guy. Ons het nog nie Lin en Jaco sin ontvang nie, maar sodra hulle sin ontvang, dan gaan ons vir julle ook wys. So ons gaan dit gou optel en gaan ons by die huis dit oopmaak en dan wys ons vir julle wat ons gekry het. Bye! Ja, kom eens zo. Kom eens kyk. Hoe lyk dit? Woe, julle kyk daar. Ons weer is vir Skilpad. Woe! So ons is baie opgewonde, maar ons gaan by die huis oopmaak. Poppeloppies, kyk dit groot. Mark en Ria van Piston SA Pretoria. Baie Waardeer dankie. julle. Baie dankie. Kyk. Julle, ek moet nou rustig sny, né? Maar ek wil julle nou nie te lank hierso met die papiere besig hou nie. Maar ek moet ook nou nie my bene raak sny nie. Ja, asseblief, jy. Net poploppietjies. Okay, julle, ons is so opgewonde. Wow, kyk hier, ek het al die ek sal daar is 'n boks ook in. Dankie Mark, dankie Ria van Pretoria. Oh wow, julle, okay, so vir 'n kombi is hierdie nogal baie cool want jy stamp maklik die hoeke agter. Kyk. So hy het oral sensors en dis 'n fantastiese gift. Ja, ek het al hierdie goed gesien. Ag, 'n installasieskets. Maak nie hierdie ja, fantasties. Dis regtig 'n great gift. Kyk, Vila, lyk jy 'n prestie wat baas hare. Vila, jy kan nie alles kry nie. Ja. Nie alles is jou nie. Okay, ons Dis is super amazing. chuffed. Baie Ja. dankie. Piston SA het ook sy eie YouTube channel. Hy skryf sy eie musiek. Ons gaan hom linkie onderaan asseblief gaan loer en ondersteun as julle daarvan hou. Yes. Weereens dankie. Ons waardeer julle geskenkies verskriklik baie. Soos Ons kombi